Goeienaand. Ons het in die vorige aandgesprek daarop gewys dat Dawid te midde van sy nood 'n geloofsprong maak wanneer hy in Psalm 31 onverwags in vers 15 van toon verander. Hy beskryf nog in die een sin sy nood en dan maak hy in die geloof die volgende uitspraak: maar ek vertrou op U, Here. Geloof en vertroue op die verbondsgod is die groot maar wat hom en elke gelowige in enige omstandighede anders na die werklikheid kan laat kyk. Hierdie geloof moet egter bely word. Dawid se geloof is nie iets wat hy vir homself hou nie. Hy verklaar, vers 15, maar ek vertrou op U, Here, ek sê, U is my God, my tye is in U hand. Sy geloof word hoorbaar. Hy dink nie net nie, hy sê ook. Daar lê geweldig baie daarin om te sê. Sê, dwing jou om jou gedagtes te formuleer. Sê is soveel meer as net dink. Sê word die hoor maak van wat jy dink en glo. Sê, laat dit wat die hart van vol is, by die mond oorloop. Dit is noodsaaklik dat ons wat glo ook moet sê wat ons glo. In Romeine 10 vers 10 staan daar, met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Die eerste een wat hoor as ek sê, is ek self. Ek moet hoor wat ek self sê. En soms is dit nogal verrassend om jouself te hoor sê in wie jy glo. Dis geloofsversterkend. Hierdie hardop sê is 'n selfoproep en 'n selfbemoediging in die geloof. Wanneer ek sê, hoor ander mense natuurlik ook. En nou word my geloof 'n getuienis vir mense wat my hoor. Die Here roep ons op om presies dit te wees, getuies in Jerusalem en Judea en Samaria en tot by die uithoeke van die aarde. En geen mens kan teen die getuienis van 'n ander stry nie. Niemand kan my verplig om nie te glo wat ek glo en nie te vertrou op wie ek vertrou nie. Wanneer mense wat glad nie glo nie, hoor wat ek sê en dalk navraag doen oor die hoop wat in my lewe, dan word my sê evangelisasie. Ek sê dat die Here my God is. Wanneer mense wat gelowig is, maar wat op daardie oomblik in omstandighede twyfel, hoor wat ek sê, dan versterk ek dalk hulle geloof. En wanneer mense wat soos ek glo en vertrou, ook sê in wie hulle glo, dan word ons sê erediens, gesamentlike aanbidding. Ons vertrou in die Here, ons God. Om te sê beteken egter bo alles dat die Here hoor wat ek sê, en nou word my woorde aanbidding. Ek sê vir die Here dat ek in hom glo. Ek verklaar vir die Here dat ook wat my betref, hy my Here is. Dit verklaar kinderlike geloof en vertroue in hom, wat leer dat dit salig is om te weet hoe afhanklik ons van hom is. Miskien moet ek en jy sommer daar waar ons nou is, of daar ander om ons is, of ons alleen is, slag hardop sê, sodat ek dit kan hoor, sodat die om my dit kan hoor, sodat die Here dit kan hoor. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. Goeienaand.